Die Here nogal baie met my gepraat in die nag. Wat my snaaks is elke oggend 1:15 maak die Here my wakker. Die eerste oggend wys die Here vir my 'n perskeboom. Ek weet nie wie van u ken 'n perskeboom. As 'n perskeboom in blom is, sien jy amper nie die stam. Hy is oortrek van die pink wat noem hulle dit? Bloeisel. En die Here sê vir my, ons is nou in 'n nuwe seisoen. Amen. En as die blom eers sy vrug gee, is daar so baie mense wat van daai vrug kan eet. Amen. So ek weet, ons staan op die drempel van 'n nuwe seisoen. Amen. Julle het ook my woord vir julle twee gegee. Julle sê, julle is soos 'n boom geplant by waterstroom. Amen. Vrugte gee aan Jesus. So julle word vanmôre geplant in mooiheid. Amen. En ons kan klaar die vrugte sien. Amen. So, daar wag groot dinge vir julle. Amen. Pastoor Johan Brimmer het die week met die Pinksterdienste het hy profesie gegee dat binne 6 maande gaan ons hierdie kerk moet uitbreek. Amen. Dan gaan hy te klein wees. Maar Here het ook vir my gewys. Ons het 4-5 pastore gehad wat kom preek het hierso vir mooi, waarvan een nie beroepbaar was. Een het klaar aanvaar, so daar bly nog 3 oor. So ons gaan hierdie kerk 3 of 4 dienste op 'n Sondag doen. Amen. So baie mense van hierdie voordat ons hierdie kerk gaan uitbreek. Amen. So, Here is groot en die Here, wat die Here sê, is die waarheid. Amen. Ja, dit ek klaar gepraat. So. Ja, die ander ding, ons wil daai jong mense van ons wat besig is met, wat noem julle dit? Korfbal. Kan julle vir my vorentoe kom? Hulle speel vir Noordwes klere vandag. Amen. Halleluja. So James, gaan jy hulle vir ons salf? Amen. Hier is op, hoor. Dis 'n nuwe botteltjie wat ek spesiaal vir die okasie gekry het. Dit is wel inwy. Amen. Ons sê prys die naam van die Here. En dan steek jy hande vir my uit. En ons salf in hierdie môre die hande. En dat hierdie hande vrug sal dra. Waar julle sal gaan, dat julle ook julle lig sal laat skyn en dat almal sal sien waar julle gaan, dat julle kinders van die Here is. En ook dat julle, soos wat ons in Bybelse terme altyd sal sê, dat jou hand sal vind om goed te doen. Hemelse Vader, in hierdie môre kom ek en ek wil hierdie 3 jong mense wil ek salf. Ek wil eers bid, Here, dat U hulle veilig sal behoed en bewaar, dat U met hulle sal wees, dat U voor hulle sal uittrek. Ek bid in hierdie môre dat U die engel vir die aangesig bevel sal gee om oor hulle te waak en ek wil ook bid, Here, dat hulle tot die beste van hulle vermoë sal speel. Sny in hierdie oggend alle negativiteit af van hulle en ons bid in hierdie môre, Here, dat hulle goed sal doen. Amen. En dat hulle die plan wat U vir hulle in hulle lewe het, dat hulle daardie plan in sal sien geskied. Ja. Dat in hierdie môre dat U verheerlik sal word in hulle lewe. Ontvang die lof, ontvang die eer in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here. Baie geluk julle en ons weet sommer julle gaan die naam van die Here hoog hou en julle gaan goed doen. Prys sy naam. Kom ons gee julle hande klap.
Ik ben pas gedoen vir die Baie welkom. podcast, ja. Welkom Valerie. Die verjaarsdag vir hierdie maand. Die Janka het nou klaar verjaardag by haar oupa hulle in Botawil. Sy het al almal geluk gesê, maar sê maar weer vir haar baie geluk. Gister was Shadai Burger. Was jy? Ja, baie geluk. Ek hoop jy het gister baie lekker verjaardag. Mag die jaar vorentoe vir jou net baie vrede, vreugde en geluk inhou. Hendrey van Wyk, hy spring seker daar by Springkasteel. En ouma Hetty. Sjoe. Amper 70 nou, né? Ekskuus, julle het nie gehoor nie, né? Huweliksaandenkings. Die 19de Julie is dit Petro en Lammy van der Merwe. Hulle is bietjie weg met vakansie. Sê vir hulle geluk. En die 25ste, dit ek en my vrou. Prys die Here. Ja, amen. Amen. As daar enige iemand is wat verjaar het of huweliksaandenkings nie op hierdie blaadjie is nie, dat weet ons net vir ons suster sekretaresse Ronel Engelbreg. Dan kan sy julle op die blaadjie sit, dan kan ons julle op elkeen 'n geluk wens. Dan is dit net vanaand het ons nou nie aandiens nie, want ek dink ons gaan partytjie hou tot, ek weet nie hoe laat nie. Ek dink nie tot middernag nie. Maar ek weet dit gaan lank aan. Amen. Ons gaan nog aan met die bidure. Maandag en Dinsdag aand 6:00 kom ons by mekaar. Dan bid ons vir mooi vir die myn. Ja. Dat die Here se hand oor elkeen sal wees. Jy kom net en jy bid en as jy klaar is, gaan jy. Daar's nie 'n gesingery en 'n preek nie niks. En dan sal ons seker net Maandag en Dinsdag. Want Woensdag aand het ons weer 6:00 bid hier. Donderdag aand is dit hulle met die musiek. En het jy al iets gereël met die jeug? Vrydag aand is die jeug. En dan weer Sondagoggend 10:00. Het ons weer 'n oggenddiens. En dan van daai week af gaan ons aanddienste 5:00 die middag begin. Amen. So elkeen neem net kennis dat jy nou nie 6:00 die kom as ons al amper klaar. Daar's hy. Ek dink dit is al ons afkondigings. Dan kan ons begin met die verrigting. Ons gaan net so sit. Pastoor Lorenz, wil jy vir ons open asseblief? Vader, baie dankie dat U ons Vader is. Amen. Daar is niemand so groot en so goed en so wonderbaar soos U. Halleluja. U word genoem wonderbaar. Halleluja. Raadsman, Yes. sterke God, Amen. ewige Vader, Yes. vrede God. Aan U kom toe al die lof en al die eer Dankie, vir Here. hierdie heerlike dag Amen. wat aangebreek het. Yes, Here, Lord. ons gee aan U die hoogste eer wat daar is. Ja. Ons sê vir U dankie, Here, dat U hierdie plek so begunstig het. Dankie, Here. Alles wat hier gaan gebeur is tot eer en verheerliking. Halleluja. Yes. Stop teen elke plan en set van die vyand ons Yes. kant te lewe. Amen. Ek dank U, Here, dat U ons bewaar en beskerm, dat Ja. hierdie dag sal geken word as die dag van die Here. Dankie, Here. En al lof in Jesus naam. Amen. Amen. Ons gaan opstaan, dan gaan ons eerste lied saam sing. En dan gaan ons sommer in offerande en tiendes opneem. En dan sal jy deel, as jy reg. Amen. Het is lekker om so baie mense te sien. Amen. Is U gereed om Here te loof en prys? Halleluja. En U met die verwagting gekom. Amen. Amen. So vanmorgen gaan dit reën. Ek wil gesien. Daar
Once
Sing and sing and sing and
Hallelujah.
dankie vir die Bybellees. Ons wil U prys. Here, ons dank U vir die kruis wat U gedra het vir ons vermoor.
Hy is wonderbaar, hy is koning, hy is almagtig. Kom aan, graag, voor die Here wat oor die plek. Hy is waard om op te word. Hy is waard om te prys te word. Hy is waard om te word. Sien hom al die lof, al die lof. Praise die Here. Halleluja. Ek sê praise die Here. Halleluja. Hallelujah. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Worship and adore him. Oh, Jesus. Here. En hierdie wonderlike atmosfeer kan jy sit lekker neer en prys die Here. Halleluja. Loof sy wonderlike naam. Wat 'n voorreg Halleluja. om vanmôre in hierdie plek te kan wees. Wat 'n voorreg om die nuwe pastoorspaar van hierdie gemeente te kan kom bevestig. Amen. Halleluja. En ek wil die verklaring maak en ek wil sê mooi gemeente, hoor die woord van die Here. Julle is begunstig. Halleluja. Ek gaan reg oor die land, ek en my vrou reg oor die land. En daar is nie meer 'n groot waglys van manne en vroue wat hulle hand opsteek en sê ons is bereid om te gaan nie. Daarom wil ek sê gemeente, julle is bevoorreg. Julle is baie geseën. Mag julle nooit die Here op 'n loof en prys Ja. vir dit wat hier gaan. Amen. Ja, amen. Halleluja. Nooit gewoond raak nie. Yes. Moet nooit dit as vanselfsprekend ag nie. Ja. Ja. Wees altyd dankbaar dat die Here sy scepter van genade en Halleluja. in die gemeente uitgesteek het. Amen. En ek wil die verklaring maak, you ain't seen nothing yet. Wat kan die Here bepaal vir die gemeente? Jy reg daarvoor. En julle moet jou veiligheidsgordels aansit. Halleluja. Want gewoonlik baie keer gebeur dit ook so dat aan die begin is honeymoon fase. Dan gaan dit so mooi, dit is so wonderlik. Dan kom die tweede jaar, dan is dit die kruisigingsfase. Dan kruisig hulle die pastoor en sy vrou. Hulle kruisig, hulle like hom nie meer. Dan die derde jaar is so neutrale jaar, dan kyk hulle vir mekaar so uit. Die een het die ander seer gemaak, hulle kyk mekaar net so uit. En die vierde jaar dan wonder hulle, hoekom het hy nog nie sy paai gevat en gewaai nie. Dan sê hulle maar, kom ons join hom man, kom ons doen iets vir die Here nie. Amen. Amen. Ja, ek wil die verklaring maak van die eerste jaar af en die Amen. tweede jaar en die derde jaar van die heerlikheid van die Here en die plek toe weer. Amen. Ek wil hê dat hierdie pragtige pastoorspaar hier voor my sal kom staan. Amen. Vir James, Halleluja. Chantel, en Christine Caleb. Ek gaan hulle bevestig vanmôre ooreenkomstig die woord van die Here. En ek wil hê dat u as gemeente, en ek weet hier's baie besoekers ook vanmôre hier, maar u as gemeente baie mooi hoor wat vanmôre hier gesê gaan word. Want daar gaan op 'n stadium in hierdie bevestiging vra dat u as gemeente vanmôre gaan opstaan en ook 'n verklaring gaan maak. Is dit reg so? En die woord van die Here sê in Efesiërs 4 van vers 1 tot 4, hy sê ek vermaan julle dan ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Wie weet dat hierdie twee, saam met hulle sê, is geroep vir hierdie plek. Amen. Hulle is Halleluja. gehandpiek. Hier het hulle gehandpiek. En Amen. baie, die Here hulle twee gehandpiek. Die tyd en uur in 'n seisoen, so snel. Is hulle afgesonder en is geroep. Hy sê met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra
en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Nou sê die boodskapper die volgende van dieselfde gedeelte in my. Hy stel dit so mooi in ons alledaagse taal. Hy sê, ek sit hier in die tronk omdat ek vir die Here werk. Dit wys hoe ernstig ek oor hierdie dinge is. En juist daarom vra ek julle mooi, leef so dat God trots kan wees, dat hy julle na hom toe geroep het. Moenie voor op die baal wees nie. En behandel ander mense sodat dit vir hulle lekker is om by julle te wees. Amen. Dis mooi, né? Ja. As iemand julle kwaad maak of irriteer, beheer jouself deur steeds mooi teenoor hom op te tree. Amen. Laat liefde julle loyaal teenoor mekaar hou. Ja. Ook wanneer julle voel, julle het nou eers genoeg van mekaar gehad. Ja, spaar. Dit gebeur binne in God se huis. Ja, spaar. Dat jy voel partykeer ek het nou net genoeg gehad. Ja. Pastor James, ek het 'n paar korrelkoppe kry ook in die video, hoor. Jy weet. As verhaaltjie wat ek altyd graag vertel. Ek was by 'n lodge gewees. En die eienaar van die lodge vertel ons daar in Denokeng naby Pretoria. Hy vertel ons dat daai jaar was dit verskriklik droog in Denokeng. En daar's 'n trop olifante en hulle is dors. Nou al die plekke waar hulle moes drink, kon hulle nou net nie by uitkom nie. En hulle kom by hierdie lodge uit en hulle sien daar is 'n swembad. Hulle ruik die water. En hulle wil so graag by daai swembad uitkom. Nou reg rondom hierdie lodge is daar geelektrifiseerde heine. Nou weet hulle, dis pyne om by daai water uit te kom. En daar's so 'n jong olifantbilletjie wat daar so net so lekker rond wals en saam met die trop funksioneer. En daar's so 'n ou bil. En hy kyk hierdie spilletjie so uit. En die volgende oomblik staan daai ou bil, daai jong bil, deur daai elektrisiteit. Daar's 'n kortsluiting wat daar plaasvind. Dis net sparks wat jy sien. En daai gewig van daai olifant dat daai hele heining plat val. En daar's 'n kortsluiting, die krag is af en die hele trop gaan deur en hulle suig daai hele swembad leeg. Dan terugkom leeg. Maar van daai oomblik af, daai jong olifantbilletjie het soveel shots gevat met daai elektrisiteit wat hom getref het. Dat van daai oomblik af, alles wat beweeg in daai reservaat, het hy gestorm, wil hy omgooi, wil hy doodmaak, wil hy seermaak, want hy het 'n probleem gehad. Iemand het hom deur die heining van die lewe gegooi. En gemeente, ek wil vir julle sê, kyk mooi na julle pastoor. Moet hulle nie deur die heininge van die lewe. Moet hulle nie deur die elektriese heininge deurgooi nie. Moet nie. Bewaar hulle. Ja. Beskerm hulle, maak hulle toe. Amen. Dat hulle kan staande bly in die Here. Hy gaan verder. Hy sê die Heilige Gees het van ons een hegte span vir God gemaak. Hierdie een wees en saam wees moet ons tot elke prys bewaar. Ons moenie toelaat dat enigiets tussen ons kom wat die goeie verhouding tussen ons bederf. Ja. Amen. Amen. Ons is mense. Eisters sluit eister, so sluit die een mens die ander mens. Maar kom ons doen dit in liefde. Kom ons gee om vir mekaar. Kom ons bewaar hierdie eenheid. Hy sê God is nie verdeel nie. Daar is net een liggaam van Christus waarvan ons deel is en net een Heilige Gees. Ons almal se hoop is ook een en dieselfde. Ons dien een Here. Ons geloof is dieselfde en daar is net een doop. En dan is daar ook net een God en hy is die Vader van ons almal. Niks en niemand is soos hy nie, want hy is belangriker as alles en almal. Hy werk deur ons, hoor nou mooi, en woon in ons almal. Christus het vir elkeen van ons iets besonders gegee om in die gemeente te doen. Amen. Kan ek 'n amen kry? Amen. Christus het vir elkeen in hierdie plek 'n besondere gawe, 'n bediening gegee om te doen in die gemeente. Jy kan nie net op jou laurels sit verwag dat hierdie pastoorspaar alles moet doen nie. Ons almal is een span in die Here en ons gaan 'n groot impak maak. Nou vir die gemeente sê hy die volgende.
In Hebreërs 13 vers 17, hy sê, luister wat julle geestelike leiers sê, en doen wat hulle vra. Hulle moet julle geestelik oppas en moet vir God kan verduidelik hoe hulle dit gedoen het. Sure. Hulle moet voor God staan. Sure. En hulle gaan moet verduidelik hoe het hulle hierdie gemeente hanteer en gelei. Dan gaan hy verder, hy sê, moenie dit vir hulle swaar maak nie. Want dit sal julle niks in die sak bring nie. Luister liewer na hulle en maak dit vir hulle lekker om geestelike leiers te wees. Is dit nie mooi wat die woord van die Here sê nie? Reg oor hierdie land sien ek by elke gemeente wat ek kom, 'n gemeente wat kyk na hulle pastoorspaar is 'n geseënde, voorspoedige, gelukkige gemeente. Amen. Dis as die Vader met sy troon uitkyk na sy gemeente en hy sê, omdat julle my diensknegt en diens maak so mooi oppas en na hulle kyk, gaan ek julle seën. Gaan ek julle seën. Waarom doen wat julle dink met opvra, gaan die Here julle seën. Maar kom by gemeentes waar hulle alle hel gee vir die pastoorspaar, dan sien ek hoe krepeer daai gemeente. Hy sterf soos kanker. Hoor vir my. Daarop pleit ek by julle. As die nasionale sameroeper van die Pinkster Protestante Kerk, pleit ek by julle. As jy twee kosbare mense saam met hulle seën, as hy seker. Hy verjaar ook, hoor. Hy gaan ook sportprestasies kry. Ja. Tel hom op. Moenie dat hy voel dat sy pa en ma gee meer aandag vir die gemeente se kinders as na hulle eie kind. Ja. Ek het ook een seun. Ja. Ek weet waarvan ek praat. Amen. Ek weet waarvan ek praat. So, hulle is as 'n span, as 'n gesin, werk hulle saam vir die Here. Nou wil ek, Pastor James Chantel, wil ek vir julle die volgende vraag. En ek wil hê dat julle hierdie uit julle hart net sal antwoord. Nie net sommer 'n vinnige antwoord nie. Dink mooi wat julle nou gaan antwoord. Pastor James en Chantel, bevestig julle in die teenwoordigheid van God en van hierdie gemeente dat die Here julle tot hierdie gemeente geroep het. En as presiderende pastoorspaar die visie van God vir hierdie gemeente gegee het, sal dryf en sal aanhou totdat julle die vrug daarop sal sien. Wat is julle twee se antwoord? Ons bevestig. Amen. Pragtig. Loof die Here. Nou wil ek julle dat julle sal omdraai. En ek wil vra dat die gemeentelede van Mooinooi, net die gemeentelede, sal opstaan. Hier's baie besoekers, maar net die gemeentelede. Asseblief. Gemeentelede, julle sal nou die volgende moet bevestig. Deur die opsteek van julle regterhand. Want gaan baie ja's wees en baie amens wees. Nadat ek hierdie woorde gesê het, as bevestiging, dan steek julle regterhand op. Is dit reg so? Hier kom dit. Gemeente, bevestig julle die teenwoordigheid van God en van mekaar, dat julle hierdie pastoorspaar sal eer en respekteer, hulle lief sal hê, vir hulle sal bid, en alles in julle vermoë sal doen, volgens Hebreërs 13 vers 17, dat hulle dit sal geniet om julle geestelike leierspaar in die gemeente te wees. Wat is julle antwoord as bevestiging? Nou wil ek hê dat almal moet opstaan en ek vra dat die bestuursraad sal hier agter hulle kom staan asseblief. En ek en my vrou gaan voor hulle kom staan. Julle bestuursraad staan agter hulle. En ek gaan vra dat die gemeente en die besoekers die hande sal uitsteek na hierdie kosbare pastoorspaar. En ons gaan Psalm 92 oor hulle uitspreek. En ek wil hê dat julle dit saam met my sal uitspreek. Is dit reg so? Ek gaan dit hardop sê en julle sê dit agter my aan. En dit is 'n belofte van die Here. Dit is 'n kosbare psalm uit die hart van die Vader vir hierdie pastoorspaar. Kom spreek dit agter my aan. Ons glo vanmôre dat hierdie pastoorspaar is geplant in die huis van die Here. Hulle sal groei soos 'n palmboom. Hulle sal vrug dra tot in hulle grysse ouderdom.
Hulle sal vertel dat die Here reg is. Hulle sal dag en nag die Here loof en prys. Hulle is so sterk soos 'n buffel. En hulle is met vars olie gesalf. Dankie Here, dankie daarvoor. Halleluja. Hemelse Vader, ons kom nou en ons bid die kosbare keer seëninge, bid ons oor hierdie pastoorspaar af. Vra Here dat U die salwing van die Here op hulle sal laat neerdal. Dat hulle so gesalf en geseën sal wees al die dae van hulle lewe. Dat hulle ingang en hulle uitgang geseën sal wees in die kosbare naam van die Here. Ek bid Here dat hulle vooruitgang vir almal sigbaar sal wees. Dat hulle nooit eendag 'n tekort sal hê nie. Dat hulle die voorsiening van die Here op bonatuurlike wyse sal belewe. Here, ek vra dat U hierdie gemeente so sal begunstig op alle terreine, geestelik, fisies, finansiëel, met beskerming, dat hierdie gemeente uit sal staan, dat hulle waarlik sal sê die Here het 'n engeleskaar om hierdie gemeente en om sy herderskaar geplaas. Daarom is my besondere voorreg om hierdie pastoor dan nou te kan salf in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sy vrou Chantel, ek salf in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die salwing sal die juke breek en julle sal geseën wees aan die dag van julle lewe. Mooi sal weet dat die Here het julle met die hand uitgekies en julle so begunstig om die pastoorspaar van hierdie gemeente te wees. Ons sê vir die dankie daarvoor, Here. Geseënd is hulle saam met hulle kind. Caleb, geseënd is jy in Jesus naam. Dankie Here vir hierdie bestuursraad wat om hulle staan. Dat hulle sal toemaak al die dae van hulle lewe. Hulle sal beskerm, vir hulle sal bid en hulle sal ondersteun. En waarlik soos wat die visievoorsitter dan ook tereg gespreek het, hulle is geplant by waterstroom. As julle dit glo, sal ek by sê amen. Amen. Sê nog 'n keer amen. Amen. Sê nog 'n keer amen. Ons wil namens die PK hoofkantoor net vir julle geskenk oorhandig, van waardering, dat julle gehoorsaam was. En sê van die God bless. Prys die naam van die Here. Amen. Amen. Halleluja. Vir die wat ek dan nog nie gegroet het nie, wil ek ook vanmôre groet in die wonderlike naam van Koning Jesus. Prys die naam van die Here. Dis tye soos hierdie wat ek eintlik so klein voel om te dink dat die God van die eeue het 'n plan ook met ons. En ek besef vanmôre dat ek is eintlik so klein en dit is in die plan van God. En om te dink dat almal vanmôre het plan gemaak en het effort ingesit om hier te wees. En Pastoor Lorenz en Pastoor Marie wil ons ook vir julle sê vanmôre dankie. Amen. Dat julle dit nodig geag het om vandag hierdie dag saam met ons te wees. Prys die naam van die Here. Voordat ek gaan begin preek, ek het uitgaan werk, die PPK's gestig in 1992 op Mooi. En
Ons sit vanmôre hier met 3 van die vorige pastore se familie. Is dit nie wonderlik nie? En ek gaan vra Engelie, waar jy ook al is, waar is jy? Engelie staan op as Fire se dogter, sy is vanoggend hierso. Amen. Annetjie, Halleluja. staan vir ons op. Amen. Annetjie, Jesus, staan vir ons op. Staan vir ons op. Halleluja. Dis mense wat hard hier gewerk het. En dis mense wat die harde werk ingesit het sodat ek vandag kan staan en preek in 'n plek met 'n lekker aircon. Dis mense wat in skoolsaaltjies kerk gehou het en in huise kerk gehou het en op die plaas kerk gehou het waarin daar 22 keer ingebreek is. En dis mense wat die moeilike jaars gedoen het sodat ek vandag hier kan staan. En ek is vandag geëerd om elkeen van julle ook vandag. En dit sê ook vir my mooi lê julle na aan die hand. Amen. En, Halleluja. kan ek vanmôre ook vir julle sê, ek en Chantel en ook die kerkraad wat vanmôre hier saam met my is, ons gaan seker maak dat die legacy wat hier begin is, dat ons sal voortgaan. Ek het vanoggend vir julle 'n woord, ek sê vir pastoor Lourens Vrydag, dis presies 8 weke vandat ek en hy 'n pad begin stap het. Vandat hy my die eerste keer gebel het, wat ek gesien het, hier kom 'n Truecaller op my foon op, wat sê pastoor Lourens Lagransie. En daai dag toe skrik ek my boeg lank toe ek sien, jy weet, kom sal hy my bel. Maar dit is presies 8 weke Vrydag gewees, dit is vandag presies 8 weke sedert ek die eerste keer in hierdie gemeente gebedien het. En die Here het met ons 'n pad gestap van daar af het die Here met ons 'n pad gestap elke dag. En ek is vanoggend baie bly om iemand sê vir my, jy weet natuurlik 8 is 'n teken van nuwe begin. En ek vat dit vanmôre in die geloof. Prys die Here. Amen. Ek gaan nie lank besig hou nie, ek gaan vanmôre vra dat jy saam met my sal lees Deuteronomium 2 vanaf vers 1. Deuteronomium 2 vanaf vers 1. Woord van die Here sê, daarna het ons gedraai en weggetrek na die woestyn, op pad na die Skelfsee, soos die Here aan my gesê het, en ons het om die gebergte Seir getrek, baie dae lank. Toe het die Here met my gespreek en gesê, julle het lank genoeg om hierdie gebergte getrek, draai noordwaarts weg. Vers 7, want die Here jou God het jou geseën in al die werk van jou hand. Hy ken jou trek deur hierdie groot woestyn. Ja. Nou 40 jaar lank was die Here jou God met jou. Geen ding het jou ontbreek nie. Net tot sover. Hemelse Vader, ek kom vanmôre na U toe. Wil ek vanmôre vir U sê, dankie Here vir elkeen wat vanmôre hier is. Dankie Here dat ons vanmôre in U naam by mekaar kan kom. Ek wil vanmôre bid vir geopende ore en vir ontvanklike harte. En ek wil bid Here dat U woord in hierdie môre ingang sal vind in elke hart. Bind ek vanmôre elke gees wat nie van U af is nie, elke gees wat mense se aandag wil aftrek. Bind ek vanmôre, ek neem elke gedagte gevange en ek bid vanmôre Here dat U woord sal uitgaan in die naam van Jesus en ek sê vir U dankie daarvoor. Word verheerlik. Amen. Prys die naam van die Here. Ons sien Israel het vir 40 jaar lank in die woestyn rondgetrek, van plek na plek, al in die ronde, al in die ronde, al in die ronde, Ja. al in die ronde. Wie van julle weet as jy vanmôre al in die ronde trek, gaan jy nêrens uitkom nie. Ja. As jy al in die ronde trek en by elke stopstraat wat jy stop, regs draai, gaan jy eventually weer op hierdie punt uitkom. Maar wil ek vanmôre vir julle sê, die Here sê ook vir ons, julle het nou lank genoeg rondgetrek, julle het lank genoeg in die ronde getrek, dit is nou tyd om vorentoe te gaan. Amen. Prys die naam van die Here. En Amen. al hierdie Israeliete wat aanvanklik uit die land Egipte uitgekom het, al hierdie Israeliete wat aanvanklik in die land Egipte was, het uitgestorf binne in die woestyn. Hoekom?
jy sien hulle was ongelowig en hulle was ongehoorsaam geweest. Die Here het vir hulle 'n plek van melk en heuning bestem. Wie glo vanmôre die Here het vir ons planne van voorspoed en nie van teëspoed nie. Ons vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Halleluja. Yes, en die Here het dit vir hulle beplan, maar as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, as gevolg van hulle ongeloof het dit gemaak dat hulle dit nie kon kry nie. Maar ek het gekom om vanmôre vir jou te sê, die Here kom en hy praat met die tweede geslag, hierdie geslag wat gesê het ons is, we are able to go up and take the country. Die Here kom en hy praat met hierdie tweede geslag. Jy sien hierdie geslag wat gesê het, toe die hele volk kom en sê, nee, hulle was soos reëse in ons oë, en ons was soos sprinkane in hulle oë. Hierdie geslag wat gesê het, toe staan Joshua en Caleb op en hulle sê, nee, julle het dit verkeerd. Hulle is nie reëse nie en hulle is nie, en ons is nie sprinkane nie. Ons sal hierdie land in besit neem. En dit is daardie geslag vandag van die Here wil praat. Daardie geslag vandag wat sal sê, ons sal opstaan, ons het lank genoeg hier gesit, vir lank genoeg het ons in die ronde getrek, ons gaan opstaan en ons gaan die land in besit neem, prys die naam van die Here. Amen. Nou hierdie tweede geslag was ook nie eintlik veel beter geweest nie. Hierdie tweede geslag het ook die woord van die Here sê vir dae lank om hierdie berg getrek, al in die ronde, al in die ronde, al in die ronde. Weet julle hoe vreeslik moet dit vandag wees om nêrens op pad heen te wees nie? Weet julle hoe vreeslik moet dit vandag wees om te weet om te dink jy's iewers heen op pad, maar eintlik is jy nêrens op pad nie. Ek dink hierdie ouens het al presies geweet, wel hier kom ons alweer daai koelteboom, onthou net my tent kom daar. En hierdie ou het gesê ja, okay, maar onthou net my plek is daar teen daai berg en as hulle weer 'n entjie verder gaan, dan sê hulle weer okay, maar onthou daai plek is myne. Elkeen het al geweet, want hulle is al in die ronde om hierdie berg. Hulle het al begin beklei oor staanplek. Maar ek het gekom om vandag vir jou te sê, die Here het vir ons baie meer in stoor as net 'n ou staanplekkie daar teen die berg. Die Here het vir ons baie meer in stoor as net 'n ou woestyn en 'n ou wildernis. Die Here wil in hierdie môre uit die oorvloed van sy skatkamer wil hy vir elkeen vanmôre gee die nag van melk en heuning. Halleluja. En as ons vanmôre sal opstaan en sal sê, ons is die generasie wat sal opstaan en dit in besit gaan neem, wil ek vanmôre vir jou sê, die Here gaan vir ons iets kom doen, prys die naam van die Here. Yes, halleluja. Amen. Hulle trek al in die ronde, geen rigting, geen visie. Daar is vir my niks so vreeslik as iemand wat nie meer 'n visie het nie. Daar is vir my niks so vreeslik as iemand wat nie 'n plan het, wat nie kan sê, weet jy wat, ek wil vorentoe nie. Daar is vir my niks so vreeslik soos iemand wat sê, ag, ek is happy. Jy weet, ons raak partykeer gemaklik om ongemaklik te wees. Ja. Ons raak gemaklik om maar net te sit en niks te doen nie. Soos 'n hele onder die besembos te sit. Daar te sit en daar te sê, ag, wat? Ek het my beste vir die Here gegee. Ag, my beste jare is verby. Ag, ek het alles gedoen in die tye wat ek dit kon doen en ek dink dit is nou verby. Nou gaan ek maar net hier sit en wag totdat ek doodgaan. Nee, ek wil vanmôre vir jou sê, maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe experienced jy is nie, maak nie saak hoe jonk jy is of wat jou kwalifikasies is of wat jou talent is nie. Die Here sê vanmôre, staan op en neem die land in besit wat ek vir jou wil gee. Halleluja. Amen. Woord van die Here sê, waar daar nie visie is, nie gaan mense dood. Where there is no vision, people perish. Ons moet vanmôre visie kry. Ons moet vanmôre sê, Here, ek sien nou hierdie gebou, maak my words vanmôre. Ek weet nie as pastor of hierdie gebou die eindelike gebou gaan wees nie, nee. Want ek weet God het vir ons 'n groot plan in stoor. Ek weet God het vir ons 'n groot plan en wanneer jou visie jou nie meer bang maak nie, is dit nie 'n visie nie. God het vir ons 'n groot plan in stoor en ek weet vanmôre sonder enige twyfel dat die Here het vir ons mooi gegee. Die Here het vir ons hierdie land gegee and we will go up and take the country, for greater is He that is in us than He that is in the world. Hallelujah. Ek het gekom om vanmôre vir jou te sê, hou op om in sirkels te trek. Hou op om
te hou van waar jy is. Die woord van die Here sê, al gaan ek ook deur 'n dal van dood skaduwee, ek sal nie vrees nie, maar baie mense in hierdie môre wil gaan kamp in die dal van dood skaduwee. Die Here sê vanmôre ons moet deurtrek, of dit hierdie dal van dood skaduwee is, of dit oor die berg is, of dit om die berg is, maar een ding weet ek, ons moet deurtrek. Die woord van die Here sê, trek noord. Weet julle wat is noord? Noord is altyd vorentoe. Ek wil vanmôre vir jou sê, in die Here het ons vanmôre nie 'n ding soos terug nie. No turning back, praise the Lord, no turning back. We will go forward, we will go up, and we will go and take this country. Amen. Wil ek vanmôre vir jou sê, baie mense, as jy vanmôre met hulle moet gaan praat, hoekom hulle opgehou het om die Here te dien, hulle het hulle baie redes. Ek wil vanmôre sê, baie mense, as jy met hulle praat, jy sê, hoekom sien ek jou nie meer by die kerk? Jy sê, ja, weet jy wat, daai broer. Ek het my neef praat gisterand, sy sê, weet jy wat, weet jy hoekom het ek opgehou kerk toe gaan? Hy sê, want die ou wat my seer gemaak het, was die ou wat in die kerk was, die ou vir wie ek opgekyk het. Nou sulke goed gebeur. Ons is mens, soos wat pastoor nou gesê het, ook sulke goed, it's bound to happen. Maar wil ek ook vanmôre vir jou sê, when we keep our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith, wil ek ook vanmôre vir jou sê, gaan sulke goed ons nie plan nie. Sal ons begin sê, Here, dit het gebeur, maar ek het 'n saak, en my saak is groter as wat hierdie ou vir my sê, wat hierdie ou dink, wat hierdie ou doen. My saak is om vorentoe te gaan, my saak is om U te dien, en dit is al wat vir my belangrik is, prys die naam van die Here. Nou Israel het vasgehou in hulle verlede. Ons hoor in die woord van die Here. Hulle was ouens wat professionele klaars was. Hulle was ouers wat professioneel kon kla. Elke keer is dinge nie gegaan net soos wat hulle wou nie, dan het hulle gesê, "O, ek verlang nou na die vleispotte van Egipte en ek verlang na die knoffel en ek verlang na die eie," terwyl die Here vir hulle eintlik 'n land van melk en honing en stoor gehad het. Jy sien baie keer verlang ons na ou goed wat die Here lankal al mee aanbeweeg het, wat die Here lankal al gesê het, "Man, ek het vir jou beter in stoor. Jy het my nog hier rondkrap, maar eintlik het ek vir jou iets baie groters, baie beters in stoor." Maar omdat ons bly verlang na dit wat was, kom ons nooit uit by dit wat is. Yes. Amen. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek dink die Israeliete het seker baie stories gehad om te vertel oor die land van Egipte. Ek dink die Israeliete het daar gesit en wanneer dit bietjie warm raak, dan sê hulle, "O, jy daar ten minste in die land van Egipte. Ja, ons het nou wel 18 ure 'n dag gewerk en ons was wel met stokke en met swepe geslaan, maar ten minste het ons nie in die bloedige son gesit nie." Of wanneer hulle honger raak of dors raak, en sê hulle, "Ja, wel in die land van Egipte was daar darm baie water gewees om te drink, en in die land van Egipte het ons elke dag ons bordjie pap gekry, in die land van Egipte." Maar ek wil vanmôre vir jou sê, die Here het vir ons baie meer in stoor as dit wat die land van Egipte het om te bied. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here het vir ons baie meer in stoor as net die knoffel en die eie en die bakkie pap. Nee, my God beplan vir ons in hierdie môre land van melk en honing, en hy sê ons môre sal opstaan, ons sal sê, "Here, dis wat ek soek, dis wat ek soek. Ek gaan U nie los nie totdat U my geseën het nie, dan sal ons ook daardie land beerwe." Halleluja. Amen. Baie mense, as jy vandag met hulle praat, dan sê hulle vir jou, "Ja, in ons tyd, toe ons die Here gedien het, ons het darem maar geweet hoe om die Here te dien." Kyk, in ons tyd, toe ons die Here gedien het, dis mense wat lag, want hulle weet waarvan ek praat, was. In ons tyd, toe ons die Here gedien het, kyk, ons het nie gespeel nie, hoor. Ons het maklik 3-4 ure kerk gehou, dan vra ek nou, waar nou, wat het nou van vandag gebeur? Is God nie nog steeds dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid nie? As mense met mense praat, sê vir, ja, ek en daai pastoor, en ons het gebid reg deur die nag, en ons het gebid, en totdat die vuur geval het, en al daai tipe goed, maar hoekom kan ons dit nie vandag nog doen nie? Hoekom kan ons nie vandag bid totdat die vuur val? Hoekom kan ons nie die Here vandag soek totdat die vuur val, of totdat omstandighede in ons lewe verander nie? Jy sien, ons het maar net alles begin aanvaar. Ja, as iets gebeur, as sê, ja, dit is nou maar hoe dit moet wees. Nee, dit is nie hoe dit moet wees nie. Because we serve a faithful God. We
serve the Almighty God. We serve the King of Kings and the Lord of Lords, the Alpha, the Omega, the beginning and the end. That's who we serve. Hallelujah. Amen. Ek gaan afsluit, ek het gesê, ek gaan julle nie lank besig hou nie. Jan, as jy vir ons sal vorentoe kom. Pastor, ek preek nie altyd so kort nie, hoor. Hoor gou hierso. Die Israeliete op pad na die beloofde land toe. Het Joshua nie gaan stop en vir hulle gesê, julle moet nou een ding mooi onthou. Voordat jy in die beloofde land gaan inkom, is daar eers 'n Jordaan wat ons moet deurmaak. En as ons eers daar die Jordaan deurgemaak het, moet julle onthou, daar is 'n Jerigo wat voor ons lê. En as ons eers Jerigo in besit geneem het, moet julle onthou, daar is die reëse. En al daai reëse is so groot. Hulle het nie dit vir hulle gesê nie. Jy sien, daar was reëse in hulle pad gewees. Daar was battles gewees wat hulle moet fight om dit in besit te kon neem waarvoor die Here hulle geroep het. Daar was dinge gewees waarvoor hulle sou moes gaan. Daar was oorloë gewees om te beklei. En jy sien die kind van God in vandag in baie tye wil nie meer beklei vir die beloftes van die Here nie. Die kind van God is maar net gelukkig om terug te sit en om te sê, ag, wat ek is gelukkig. Ek is gemaklik, en of ek nou ooit die beloftes van die Here kry of nie, dit pla my nie. Ek is happy om so aan te gaan. Ek wil vanmôre vir jou sê, though the giants may be in our way to hinder, we already have the victory. We are assured of the victory. Ons het alreeds die oorwinning. Ons het die oorwinning. Ons het die oorwinning. Ons het die oorwinning. Kan jy van vanmôre saam met my staan en sê, ja, ons het die oorwinning. Halleluja. Ons is die naam van die Here. Ons is die naam van die Here. Wat ek vanmôre vir jou sê, vir te lank is die kinders van die Here gestaan van bakboord na stuurboord. Vir te lank maak Satan met die kinders van die Here soos wat hy wil. Maar ek het gekom om vandag te sê, this day we are taking back what the enemy has stolen from us. Hierdie dag, kom ons stap terug, dit wat hy van ons gesteel het. Halleluja. Terwyl jy die lied in hierdie môre gaan sing, wil ek vanmôre vir jou sê, as jy vanmôre hier sit, en jy sê, Here, vir te lank het Satan met my woer gespeel, vir te lank sit ek in die wildernis, dit is tyd om oor te gaan, dit is tyd om deur te gaan, dit is tyd om die beloftes in besit te neem, dan gaan ek sê vanmôre, terwyl ons hierdie liedjie gaan sing, maak dit vanmôre jou deklarasie, maak dit vanmôre jou kreet, maak dit vanmôre jou boodskap en sê, yes, Lord, we will stand up and fight with the Lord. Dit wat ons gaan sing. Die vanmôre mense, as ons het genoeg mense om te kom help om saam te bid. Ons staan hier voor. Ons gaan vir u bid in hierdie môre. Ons gaan vertrou. Ons gaan die Here glo dat hy vanmôre 'n werk sal kom doen en omstandighede sal kom verander. Hy gaan mense se lot verander. Hy gaan mense aanraak wanneer jy sal uitstap en sal jy sê waarlik, dit was vir my goed gewees om in die huis van die Here te wees. Prys die naam van die Here. Say yes, yes, Lord, we will. He has fire in his eyes and a sword in his hand,
Is his love for his bride, and he is longing that she be with him right by his side, and that fire he's not is his burning desire, that his bride be with him right by his side, and he's calling out to us right now. Will you ride with me? Say yes, daai koorgedeelte doen en ons gaan hom doen in aanbidding. En ek voel vanmôre is enige iemand hier is, kom staan nou hier voor. Maak nie saak wat jou probleem is. Ons gaan vanmôre vir jou intree. Terwyl ons hom doen, is hier iemand is hier, dan sê ons dankie vir die Here. Dan prys ons die Here. Amen. Maar as hier iemand is wat oorwinning vanmôre nodig het, as hier iemand is wat oorwinning in hulle lewe nodig het, kom staan hier voor. Prys die naam van die Here. And we say yes.
scepter once Here wat jy sal voorsien. across the and he's calling out to me. Sing.
God van lewe, God oor my. God van gister, God van vandag, God van ewigheid bovenal. God oor my. God oor my. Oh, thank you, La Hondruti Bestikishkere Banda Babandi Libasaya, Rohati che la stingi che sciabanna, la vassoia sassici, putra bahanda.
En ek wil dit beamoen wat pastoor Lorenz nou gesê het, you ain't seen nothing yet. Yes, you ain't seen nothing yet. Groter dinge wag, as ons dit gaan glo, gaan dit gebeur. Halleluja. Ek wil ook vir elkeen vanmôre wat gekom het, elkeen wat gekom het om hierdie dag spesiaal te maak, wil ek sê baie dankie. Dankie vir elkeen wat gekom het. Johanet, julle, ek sien sommer die hele family, het julle gesien, die hele family is hier so. Maar ja, om Hendrik, julle almal, ek wil nie name begin noem nie, want dan het ek nou moeilikheid. Dan gaan Chantal nou vir my sê, jy sien, jy het vir so en so vergeet. So ek wil vir elkeen van julle sê, baie dankie, wat van ver af gekom het, wat van naby af gekom het, wat gestap het, almal wat gekom het, wil ek sê, baie dankie, en ook vir elkeen, die werk wat julle ingesit het, om die ete hier na die tyd spesiaal en suksesvol te maak. Wil ek vir julle ook sê, baie dankie daarvoor. En ek dink, dan het ek gaan nou gesê, voordat ek nou verder moeilikheid gaan kry, wil ek net vir julle sê, kom ons geniet hierdie dag, en ek wil julle vra, kom eet saam met ons iets. Miskien sê jy vir my, ek het nie vleis gebring, of ek het nie, ons sal 'n plannetjie maak. Ons sny daai stukkies tyd vir ons nou is bietjie kleiner, ons deel hom op, ons gaan 'n plan maak. Maar eet gaan ons eet, prys die naam van die Here. En ja, kom ons neem foto's, moenie huis toe gaan as ons nie 'n foto gekry het nie. Amen. En ja, Pastor Here, dit was spesiaal geweest, dankie. Amen. Almal wat saam met ons hier was. Ek gaan vir Sias vra om vir ons af te kom sluit. Hierdie diens af te kom sluit. Nou wil eintlik nie hierdie atmosfeer, nou eintlik nie afsluit nie. Ons maak goed toe. Vader, baie dankie vir u teenwoordigheid. Deur die Heilige Gees, deur die krag van Jesus Christus. En Vader, u self sal die werk doen vorentoe. U self sal al die lof en al die eer kry. Halleluja. Vader, ek bid en ek kom verklaar hierdie hele Mooinooi, hierdie hele omgewing. Here, ek wil sê van Pretoria af tot in Rustenburg tot verder. Vader, dat u woord sal uitgaan, dat u werk uitgedra sal word. En Vader, dat u 'n nuwe roeping op mense se lewens sal kom plaas. Vader, dat u bedieninge losmaak. En Vader, ek wil bid, Here, soos wat u vir 'n jong meisie vanoggend gesê het, u self tel haar kop op. Here, dat u mense se gesigte sal laat optel. Here, dat u self die werk kom doen. Here, dat u self sal kom werk. Heilige Gees, ek wil bid, waar u beweeg, oral waar u beweeg, Here, kan niks standhou. Al die autoriteit op die aarde, onder die aarde behoort aan u. Amen. Vader, ek bid dat u sal kom werk soos wat u nog nooit tevore gewerk het in hierdie gemeente en in hierdie omgewing. En Vader, ons kyk uit vir dit wat u gaan doen. Amen. Vader, dat daar siektes sal gesond word, dat mense sal gesond word. Here, dat kanker sal uitval, dat dowe ore sal oopgaan. Here, dat blinde oë sal weer sien. Vader, dat siele tot bekering sal kom. Here, mense wat so ver weg is van u, Vader, dat u self mense na u toe sal aantrek. Vader, ek bid, soos wat 'n lighuis sal opgaan, dat hierdie gemeente soos 'n lighuis sal staan, deur hierdie hele omgewing. Vader, ek weet vir hierdie bestuursraad, vir James en vir Chantel, vir as 'n raad saam, Vader, dat u oor hulle u naam self uitroep, dat u die seën gebied, en ek dank u daarvoor in Jesus se naam. En Vader, alles wat u na gebeur, kom gee ons u al die lof en al die eer in Jesus se naam. Amen. Amen.